Vis en Patat uit die bundel Kaleidoskoop met stories, geskryf deur Susan Rabie. As die Here my kom haal, as jy my nie soek nie. So staan Gesina Visser of Patat soos haar man haar noem en sing hier in ou Mies van Rooi se kombuis op die plaas Blinkpan. Haar man, Klein-Jan Visser of Vis, is op die plaas gebore en woon en werk nog steeds hier. Patat het op die dorp gewoon en het hier kom bly toe sy en Vis getrou het. Dominee en al, vertel sy graag. Vis en Patat werk al baie jare hier. Ou meneer van Rooi is so 3 jaar gelede oorlede en is hier op die plaas begrawe. Ou Mies gaan sit gereeld daar by die graf en Vis en Patat gaan dan saam en sit stil onder die groot boom en wag tot sy gereed is om huis toe te gaan. Patat is baie trots op haar man. Hy is baie slim. Hy kan lees en skryf en die beste vir haar is dat hy ou Mies se kar kan bestuur. Dit maak Patat baie trots en hy is boonop nog die plaas se bestuurder ook. Sy het self nooit skool gegaan nie, maar dit pla haar nie. Ou Mies van Rooi het vir hulle 'n mooi huisie laat bou, sommer naby hare, sodat hulle naby is as sy hulle dalk in die nag nodig kan kry. Vis is baie lief vir sy Patat, net soos sy is, rond en gesond soos hy haar altyd spot. Dan lag hulle 2 tandlose monde vrolik vir mekaar, en Patat sal speels na hom slaan met die vatdoek wat altyd oor haar skouer is. Maar Patat het 'n swart kol in haar baarmoeder, haar eie woorde. Maand na maand is daar die opgewondenheid, en dan die teleurstelling, stukke optel en weer aangaan. Ag my liewe Patata, dis oukei, sal hy troos. Daai maak nie saakie, ek love jou nes jy is. Ek weet jy wil graag die binkvoedertjie hê, maar ek is so baie lief vir jou, dat ek jou dalkies nie wil share nie. Ek wil net hê jy moet happy wees. En so sal ons maar weer kyk, nee. En dan druk hy sy vrou styf teen hom vas. Vis is die soort man wat vir sy vrou mooi veldblomme sal pluk en die klein lammetjies sal gaan wys. Ook as die saad begin koppie uit die grond steek, sal hy haar dadelik gaan wys. Hy hoor ook mooi musiek in ou Mies se kar en dan sal hy vir ou Mies vra om dit vir hom ook te koop, want Patat is baie lief vir sing. Hulle sal dan oor en oor daarna luister en elke woord saam sing. Soms ook sommer hulle eie weergawe, solank sy vrou net happy is. Hy bewonder sy vrou. Ou Mies het haar geleer van kos maak en bak, en sy kan hoor. Hy en ou Mies eet tog te lekker as hy so aan die kook gaan. Maar Patat se hart bly seer, want die grys begin al sy sit op haanvis se koppe kry, en die bene wil ook nie meer so vinnig loop soos altyd nie. Soms is daar 'n ou pyntjie wat met 'n pilletjie reggemaak moet word. Maar sy weet, hoe ouer hulle word, hoe kleiner word die kans dat sy ooit 'n mamma sal wees. Haar vroue hart smag na 'n kind wat sy teen haar boesem kan vasdruk, hom of haar op die wangetjie kan soen en aan die slaap kan sing. Sy sien in haar gedagtes al hierdie dinge. Maar hierdie maand is dinge anders. Patat is siek. Sy is huilerig en moeg. Vis kan nie verstaan wat met sy vrou aan die gang is nie. Blomme, warm melk, nie eens musiek laat haar beter voel nie. Niks nie. Hy vat gou vir haar 'n paar vars eiers, nou net onder die hen uitgehaal. Hy kry haar in die kombuis voor die stoof. Sy sien hom nie. As die Here my kom haal, as jy my nie soek nie. Nee, my vroukie, jy gaan nêrens, onderbreek hy haar gesing. Jy gaan nou saam met my na die dok toe. Vis en Patat moet albei op die stoel gaan sit toe die dokter in sy spreekkamer kom en aankondig, Patat, jy is swanger. Maar ek is bekommerd oor jou ouderdom en ons moet aan 'n paar dinge dink. En, nee dokkie, ek gaan niks. Die baba sal gebore word. Ons gaan oukei wees, val sy die dokter in die rede. Al is dit die laaste ding wat ek op hierdie aarde doen, maar my babietjie sal ek hê. Patat is very happy, verkondig Vis die nuus.
8 baie moeilike maande later is die baba een oggend bietjie te vroeg gebore. 'n Seun, gesond. Maar Patat se ou lyf kon nie die geboorte hanteer nie en sy is dieselfde oggend oorlede. Maar sy was happy. 2 jaar later loop ou Mies met die bruin baba op haar arm deur die grafte. Sy gaan staan by 'n graf en lees die bewoording op die steen. Hier rus Vis en Patat. Hulle was happy tot die einde. Hier is jou mamma en pappa, sê sy vir die kind. Die Here het hulle saam kom haal, praat sy met haarself. Vis het 'n hartaanval gekry toe hy hoor sy Patat is weg. Jou ouers het mekaar so lief gehad. Hulle was so happy toe jy gebore is. Die Here het hulle saam kom haal. Ek beloof vir julle dat ek na Henny sal omsien en dat ek hom sal lief hê soos my eie. Want sien, julle het vir my 'n groot geskenk gegee. Patat, my baarmoeder was ook swart, fluister sy saggies vir die 2 grafte. 22 jaar later staan 'n nuwe naambord by die plaashek. Henny Visser, plaas Blinkpan, tot die Here ons kom haal. Jy het geluister na Vis en Patat, geskryf deur Susan Rabie, voorgelees deur Eugene Pinaar.